Petrus het Jesus sy naam geken en dit was nie genoeg nie. Ek wil graag vandag in hierdie kort paar minute stil staan by Markus 8. Vertel vir ons hierdie baie bekende verhaal van Petrus en Petrus sien ons in sy beste oomblik, maar ook so dalk in sy slegste. Nou wat beteken dit? Jesus vra vir die disippels, wie sê julle is ek? Nadat Jesus gevra het, wie sê die mense is julle? Nou vra hy hier vir die disippels. Nou Petrus in sy mooi oomblik sonder huiwering sê, u is die Christus. U is die Messias. Dis die regte antwoord, teologies korrek. Petrus besef en herken Jesus as die Seun van God, maar ook so die Christus. Maar net 'n paar verse daarna praat Jesus oor sy lyding, oor sy verwerping en oor hoe hy homself gaan moet doodloop aan die kruis, sy sterf. En Petrus trek hom toe een kant toe en begin hom regstel. En die man wat sopas die mooiste, beste getuienis gesê het van wie Jesus is, gaan ook, en ons sien Petrus in sy slegste oomblik. Hy probeer Jesus oortuig dat hy verkeerd is oor sy roeping. En dan kom dalk die skerpste woorde in die hele Markus Evangelie. Jesus wat dan vir Petrus sê, gaan weg van my af, Satan. So hierdie sien ons nie 'n teks dat Petrus 'n vyand is nie. Nee, die Petrus was reguit om reg bely as wie Jesus is. Maar hoekom is dit dalk so skerp? Petrus sê dalk die korrekte naam vir Jesus, hy besef wie Jesus is. Maar Petrus het dalk in hierdie teks verkeerde beeld, prentjie van wie Jesus is in sy kop. Wat beteken? Petrus sien 'n Messias sonder die kruis. Petrus sien die Messias sonder lyding. Met ander woorde, 'n verlosser, 'n Messias wat in sy kop en sy prentjies inpas. En ons doen dit so gereeld, so baie, nê. Ons bou ons eie prentjies van Jesus, dikwels die Jesus wat reg saamstem met wat ons doen, net ons op die skouer tik en sê hou so aan, Jesus wat ons nie teregstel nie, Jesus wat ons nie sê ons opinies is verkeerd nie. En dan wanneer die werklike Jesus opdaag en hy pas in ons prentjies in nie, dan is ons dalk die een wat Jesus kan toe gaan en sê, Jesus nee, asseblief nie. So hierdie is nie 'n oproep vir ons om minder te doen nie, want Jesus nooi ons dan uit. As iemand my wil volg, moet hy homself verloon en sy kruis opneem. Laat ons vandag onsself verloon, ons prentjies wat ons het, die verkeerde mensgemaakte prentjies van wie Jesus is, op sy sit. Ons kruis optel en agter Jesus aanloop.